Goeiemôre, baie hartlik welkom by nog 'n episode soos ek daarvan praat. Ek hou van my episodes. Welkom by nog 'n episode van Koffie met die Koning. Ons het vanoggend weer 'n baie besonderse gas hierso, 'n kosbare vriendin en ek dink sy het die mees fantastiese woord vanoggend wat sy wil deel. Ek wil sommer van die begin af sê, maak jou hart oop en maak jou hart gereed om te ontvang dit wat God vir ons instoor het. Maar ons is dankbaar dat Jesus saam met ons aan hierdie tafel sit vanoggend, dat ons koffie met die koning kan gebruik, net soos wat Jesus op elke gesprek teenwoordig wil wees. Ons moet hom in alles inbring in ons lewens. So ons nooi hom vanoggend uit om saam te luister en ons weet dat deur die Heilige Gees ons vanoggend die regte woord in jou hart gaan deposit. So ek wil jou seën, kry jou koppie koffie gou gereed, ek het my koffietjies reg en my gas wil ek sommer aan jou voorstel, liefste Betsy de Hart van Stellenbosch, 'n dierbare, kosbare bedienaar van die woord van God vir soveel jare en werklikbaar 'n onmisbare persoon in die hartjie van Stellenbosch. As jy enigiets wil weet van verdere bediening, aan die einde van die program gaan ons Betsy se WhatsApp nommer, ek wil dit stres, dit is nie 'n telefoonnommer om te bel na haar toe nie. Dit is 'n WhatsApp nommer en as sy jou WhatsAppie ontvang het, sal sy hom lees en dan sal sy met jou terugkontak maak. Ons los die nommer aan die einde van die program. Want sy is 'n baie besige vrou, so sy kan nie sommer net met telefoonoproepe rondsit nie. En ek weet daar's sommige van julle wat bel en wat graag met ons wil gesels, maar ons kan dit nie doen nie. Ons het net nie die tyd daarvoor nie. Maar jy is baie hartlik welkom op hierdie program. Stuur dit aan vir jou vriende. Laat hulle saam luister. Onthou, dis nie 'n program net vir vroue nie. Dit is 'n program vir elkeen, vir jong mense, veral dat hulle ook graag luister na die program en dat hulle lewens ook verander kan word en verryk kan word. So, baie welkom by Koffie met die Koning. Koning Jesus, ek wil vir u alle eer bring en alle lof dat u vandag hier teenwoordig is en dat u weer iets op ons hart gelê het om dit met ons broers en susters te kan deel daar buite. Ek weet jou lewe gaan verryk wees na hierdie praatjie. So Betsy, baie hartlik welkom. En ons tyd is so min, want ek weet jy het nog baie dinge wat jy moet doen. En so kom ons begin sommer dadelik met hierdie boodskapie. En ek wil net sê, ek gaan nie baie tussenin praat nie, want ek wil hê jy met jou boodskap aflewer. En ek weet die Here lê altyd wonderlike dinge op jou hart, wat mense se lewens verryk. En ek glo dat vandag se boodskap, net die ou klein een sinnetjie wat jy met my gedeel het, is so uiters belangrik. So ek gaan nou nie verraai wat dit is nie, maar ek wil net sê dankie dat jy bereid is om met my te kom praat en dit met my ook te kan deel, want dit gaan definitief iets vir my doen. So mag die Here jou ryklik seën. En wat sê die Here vir jou? Waar moet jy vandag begin? Wie se lewe wil jy daar buite bereik? Is dit jong mense, ou mense, of is dit gesamentlik? Gesinne, broers, susters, doen wat die Gees van die Here vir jou sê om te doen. Ja. Hepsiba, dis vir my voorreg om hier te wees. Julle weet, dit is seker die grootste eer wat 'n mens kan hê, is om oor Jesus te praat. Ja. En oor die koning te praat. En ek het nou die dag die mooiste stukkie gekry van die Onse Vader, wat net so 'n bietjie ander kant om geskryf is. Ja. Om net so 'n bietjie meer te verduidelik waaroor dit gaan. Ja. So dit is vir my belangrik dat ons heel eers die Vader eer, voor ons verder gaan. Ja. So ek gaan net gou sulke stukkies vir julle lees daarvan. Matteus 6, vers 9 tot 13. Ons Vader wat in die hemel is, ons weet almal ons Vader is in die hemel. Ons bid dat alle mense u heilige naam sal eer, omdat u God is. Wat 'n wonderlike voorreg sal dit wees, as ons almal besef wie
is ons God, hoe heilig hy is en hoe groot hy is. Ons bid dat die tyd moet kom wanneer almal sal weet U is die koning. Ja. So ons, soos ek en Hepzibah nou hier sit vanoggend, wil ons sommer verklaar dat ons weet ons koning leef. Amen. Ons koning Jesus, ons koning Yeshua. Ja. Ons Abba Vader en ons Heilige Gees, ons Ruach. Ons bid dat al die mense op aarde sal doen wat U wil hê ons moet doen. Ja. Dit is 'n versigtiging van ons hart vanoggend, dat elkeen wat inluister, die noodsaaklikheid sal besef van dat ons moet hoor wat God wil hê ons moet doen. Want as ons onder sy sambreel bly, het ons die vrede van die Here. Ja. En ons het die wysheid van die Here. Ja. Ons het die kalmte, ons het die stilte van die Here. So ek wil sommer daarmee saam sê, as jy vanoggend in 'n plek is, wat jy weet, jy het nie die stilte en die vrede van die Here nie, gaan sit vir 'n oomblik en vra vir die Here, Vader, moet ek hier wees? Jesus, is dit die pad wat ek moet loop? Ja. En vra vir hom, vir die gees van onderskeiding, om vir jou te lei, sodat jy kan stap in sy wil. Soos die engele in die hemel dit doen. Die engele in die hemel doen elke ding wat Jesus se opdrag is. Doen hulle. En dit is ons, ek glo dit moet ons almal se strewe wees, om sy stem te onderskei en te kan hoor, die fyn, sagte stemmetjie van die Heilige Gees. Gee vir ons vandag die kos wat ons vandag nodig het. En julle weet, dit is seker een van die grootste stresfaktore vandag vir mense wat stres oor geld en stres oor die lewe. Terwyl ek vanoggend bid dat ons almal die openbaring sal hê dat ons 'n Abba Papa het. En dat hy sê in 1 Peter 5 verse 7 sê hy, casting all your care upon him, for he cares for you. Hy gee vir ons om, hy gee vir jou om. Hy het aan die kruis gesterf, hy wil vir jou sorg, hy wil na jou kyk. Voor jy by die einde van die maand kom, weet hy al wat jy nodig het. Maar dit is vir hom wonderlik om te weet, ons glo dit. So ek bid vanoggend dat met hierdie, daar 'n ekstra porsie van geloof, dat dit sal versterk word in jou, want jy sal weet, jou Abba wil na jou kyk. En vergewe ons alles wat ons verkeerd gedoen het. Julle weet, ons is baie keer so besig om onsself af te kraak, om onsself te veroordeel. Terwyl die woord in Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Maar hoor hierdie stukkie, vir die wat na die vlees wandel nie, maar na die gees. So wat die woord vir ons sê, is ons moet gaan, en ons moet sê, as jy nog nie die gees, die invulling van die gees van die Here ontvang het nie, of jy twyfel daaroor, dan moet jy gaan, en jy moet vra dat die Heilige Gees jou sal vul, sodat jy in die gees kan wandel. Want die woord sê ons, dien hom in gees en in waarheid, sodat ons sy gees kan hoor, dat ons deur die gees ons rigting kan hoor, dat ons deur die gees die onderskeiding kan hê, dat ons nie in ons vlees besluit te neem nie. En dit is 'n pad van om te oefen. Dit is iets wat ons moet aanleer. Dit kom nie van self, maar ons moet doelbewus sê, Jesus, ek wil in die gees wandel. Ek wil hoor wat U vir my vandag sê. Ek wil hoor waartoe U my wil vat. Soos ons ook ander mense vergewe wat verkeerd gedoen het in ons. Dit is ook een van die grootste gebed, die gebed wat Jesus in sy woord het, is ons moet ons medemens vergewe. En as ons medemens nie vergewe nie, kan hy ons nie vergewe nie. Dis 'n harde woord. Dis baie groot. Maar dit is die reality van hierdie onse Vader en die opdrag wat ons van ons koning kry. Maar beskerm ons teen die duiwel. Nou daaroor wil ek ietsie sê, dat ons moet besef dat daar is 'n vyand. En hy
hoe meer ons in God se onder sy sambreel ingaan, hoe meer wil hy kom om ons daar uit te ruk. En jy weet, daar's baie probleme in families en ek wil spesifiek dit noem vandag, kinders wat ouers seermaak. Ja. Kinders wat ouers afskryf, kinders wat ouers beledig. Ja. En Kan selfs ek net gou hier tussenin kom? Praat jy nou van, jy sê nie ouers wat kinders seermaak nie, ouers wat kinders beledig nie. Die rol is hier andersom. Die rol is hier andersom. En dit geld eintlik vir elke mens op hierdie aarde, Ja. want ons almal het ouers. Ja. En julle weet, dit is vir my so opvallend oor hoe ouers seer kry deur kinders se woorde. Ja. En die woord sê vir ons in Efesiërs 6 vers 2 tot 3, eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte. Ja. Sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe hier op hierdie aarde. Ja, sure. So die noodsaaklikheid van hierdie woord is, jy het vanoggend 'n keuse. Ja. Jy het 'n keuse. God sê vir jou, jy moet jou ouers eer. Baie keer doen ons ouers goed wat nie saamstem met God nie, maar ons moet hulle nog altyd eer vir die feit dat hulle ons in die wêreld gebring het. En jy weet, die feit dat jy jou ouers gaan eer, gaan dalk die sleutel wees vir hulle om God te vind. Ja. Want dit is wat Jesus van ons vra. Hy sê vir ons moet in liefde leef en ons moet ons ouers eer. En dan moet ons verstaan baie keer as mense ons seer maak, moet ons verstaan dat dit is baie keer die vyand wat deur mense ons wil seermaak, ons van ons spoor af wil ruk, ons wil offense, ons vat offense, en dit is hoekom ons moet weet wie ons is, wat is ons identiteit in Jesus, wanneer daai woorde na ons geslinger word. En daarom is daar nie verniet 'n wapenrusting wat ons moet aantrek in Efesiërs 6 nie, wat God sê, trek jou wapenrusting elke dag aan, want ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte en owerhede van wat in die lig is. So daar's 'n paar maar daar's 'n paar definitiewe riglyne wat die woord vir ons gee om 'n vredevolle lewe te hê. En ons moet ons steer daaraan. Ons kan nie sê, ag, die duiwel, ek het Jesus in my, die duiwel kan gaan lê. Ja, die Jesus wat in ons is baie groter as die. Maar hy is daar om ons aan te val as ons die deure oopmaak. Daar is tog 'n opdrag vir ons gegee. Om te staan, om teen hom te staan. En ek ry nou die dag langs die pad en daar staan 'n man en ek sien hy gooi sommer sy vuil goed so uit sy kar uit, gooi dit so op die grond. En die Heilige Gees begin met my praat en hy sê, Betsy, wat gooi jy uit? Garbage, junk? Of gooi jy blessings uit? So ek wil dit ook vanoggend byvoeg is, wat doen jy as jy praat? Gooi jy junk uit of gooi jy blessings uit? Gee jy vir iemand 'n stukkie brood of sê jy vir iemand, ag, you're not good enough? Wat is jou plek? En die koninkryk van God het reeds aarde toe gekom, maar ons is hier om die koninkryk uit te dra. Die woord van God moet ons uitdra. Ons kan dit nie uitdra deurdat ons junk uitgooi nie. Ons kan net die koninkryk van God uitdra wanneer ons blessings, wanneer ons liefde en wanneer ons omgee vir mense, wanneer ons aksie neem om mense te help. Dit is die enigste manier hoe ons die koninkryk met Jesus in ons kan uitdra. En ek het toe sommer onwillekeurig, ek is baie lief vir die feeste, ek is lief vir God se feeste, en ons is nou in die feestyd van Purim, wat die Jode doen nou die feest van Purim, waar hulle gespaar is deur Ester. Ek dink almal van julle ken die boek van Ester, en gaan lees dit tog gerus weer, want dit is so
dit kan so van toepassing wees op ons ook vandag. Ja. Dat wat maak jy met jou stem? Ja. Wat voice jy? En soos julle weet, het die koning Vashti was ongehoorsaam. Ja. En sy het die koning verloor. Die koning het haar gelos. Sure. En die koning het toe 'n vrou gesoek wat haar plek moes inneem. En die hele storie omtrent Ester en Mordegai en hoe Haman die Joodse volk wou tot niet maak. Ja. Hy wou hulle van die aarde afvat. En dit is 'n prentjie wat ons eintlik nog in die fisiese nog vandag kan sien, wat oor en oor weer herhaal. Ja. Maar wat ek eintlik wil vir jou vandag sê, is Ester het opgestaan vir die waarheid. En Ester het gesê dat sy gaan met autoriteit gaan en sy gaan voor die koning staan en sy gaan instaan vir dit wat reg is. Ja. So sy het haar stem na die koning toe gevat. Ja. En wat maak ons met ons stem? Ja. Ons kan na ons koning toe gaan met ons stem. Ja. En ons kan ook mense deur ons stem vir die koning vra, red hulle. Ja. Dit is een van ons opdragte. Ja. En wat wonderlik was vir my, is daai stukkie van, toe het hy sy scepter uitgesteek. Ja. Ten vergoedkering. Ja. En ek wil vanoggend vir jou sê dat Jesus, Abba Vader, Heilige Gees, het klaar sy scepter oor jou uitgesteek. Hy het jou klaar aanvaar. Hy vat vir jou, hy sien jou as skoon. Hy sien jou as 'n kind van hom. Gryp dit met al twee hande en besef dat jy 'n Abba, dat jy 'n Papa het, waarna toe jy kan gaan. En vertrou dat die een wat 'n uitspansel maak van 'n son wat so groot is, 'n maan wat so groot is, en 'n aardietjie wat so groot is, en dat daai selfe skepper van hemel en aarde is die een waarna toe jy gaan en wat jy vra vir 'n gebed en sê, red vir my hierdie persoon. Ek kom sit my ouers by u neer, wat vir my so irriteer. Vader, ek weet nie hoekom hulle my irriteer nie, maar vra vir die Here om jou hart reg te maak, om te weet dat hy is die koning en hy kan almal red op hierdie aarde. Maar gaan met 'n skoon hart en praat met hierdie groot God. Ja, en om te dink dat, soos jy sê, die scepter is reeds na ons toe uitgesteek. En om te dink, jy kan maar sommer na die Here toe gaan. Ja. Maar dan is daar 'n belangrike ding wat jy by sê, en dit is met 'n rein en 'n skoon hart. Want anders kan ons nie in sy teenwoordigheid inkom nie. Maar partykeer as jy nou, kom ons sê nou maar, ek is nog onder in die vallei, lê daar in die modder, en ek roep dan uit na hom in hierdie modder toestand. Hy hoor absoluut. Ja. Maar as jy nou reeds sy kind is, en dan sit jy met hierdie onvergewensgesindheid in hierdie hart wat vol modder is en wat ook al. Ek dink altyd, mens moet nie dan verwag dat God jou sommer gaan antwoord. Nee, ek gaan vir jou sê, nee, maak my eers reg. Dan nader jy my troon weer. Ja. En dan sal ek vir jou dit gee wat jy van my vra. Hierdie stem van jou is vir my belangrik. Jou stem is vir my belangrik. So dit wat jy na my toe kom, as jy my troon nader, as ek jou stem hoor, dan word ek bly. God word bly rondom sy kinders. En as jy sy troon dan nader met 'n versoek, of wat ook al, hoekom sal hy nie antwoord nie? Ja. Wat is die rede waarom hy nie sal antwoord nie? Ja. Maar Betsy, kom ons gaan gou vinnig weer terug na waar jy praat oor kinders, eer julle moeder en vader. Nou, ek wil gou hier iets ingooi wat nogal belangrik is. Daar is kinders, jong mense dan, kom ons sê nou maar, in 'n sekere land. En in die sekere land is hierdie ding so by hulle ingedruk. Dis so op hulle lewe afgedruk van kleins af. Eer jou moeder en vader. Nou vind daar seksuele
praktyke plaas, die vader verkrag sy kind, maar daai kind praat nie daaroor nie. Die vader doen dinge aan sy kind, hy praat nie daaroor nie. Ja. En waarom? Want hy is geleer van kleins af, eer jou moeder en vader, en jy mag nie, volgens die leiers van hierdie sekere geloof, mag jy met niemand daaroor praat nie. So daar vind ook dan baie selfmoord pleeg, mense wat selfmoord pleeg, omdat hulle vrees so hierdie versie, dat God jou gaan straf. Ekskuus tog, maar nou kom ons volgens hierdie woord wat jy daar gee, en ons sê, maar God gee jou vandag die reg. As jy hom nie ken nie, kan jy daai skrif toepas op so 'n manier dat jy in gevangenskap bly vir die res van jou lewe en nooit met iemand praat nie, want jy wil nie dat die mense moet weet jou ouers het dit en dit en dit aan jou gedoen nie, as kind nie, want jy wil hulle eer. Maar dit wat jy vanoggend aanbied is, jy kan na die Here toe gaan as 'n ware wedergebore kind van die Here. En jy kan sê, ek het nie my moeder en vader geëer nie, toe ek 'n kind was nie. Nou, ek gaan nou iets sê wat ook op myself van toepassing is. Ek gaan sê, daar's ook tye gewees in my lewe, wat ek nie my ouers geëer het nie, waarin ek oneervol teenoor hulle opgetree het, en ek het hulle nie geëer nie. Nou as ek hulle nie geëer het nie, is daar vir my vergifnis daarvoor. Wat sê jy? Verseker. So met ander woorde, Verseker. vir die kind wat daar buitekant is, wat vandag na die program kyk, vandag is jy dalk al 'n volwasse vrou en 'n volwasse man, en jy hoor hierdie ding, en jy dink daaroor, maar ek het my ouers sommer gevloek, of Ja, dalk is hulle al, dalk is het hulle gesterf al. Ja. Dalk het hulle al gesterf, maar ons Vader se arms is altyd oop vir ons om te kom en te sê, ek wil net hierdie ding van my verlede regmaak. Die oomblik as jy daai woorde met 'n opregte hart gespreek het, is dit agter jou, is dit verby. Maar wat ek hoor ook wat jy sê, Hepzibah, is die noodsaaklikheid dat wanneer jou ouers jou oneer aangedoen het, dat 'n mens dit moet hanteer. Dat 'n mens voor die troon moet gaan, of na iemand toe moet gaan, om te sê, weet jy, dit het my ouers, ek ken, mens ken baie mense wat ge-abuse is deur hulle ouers. Dis hoekom ek dit vra, want ek ken ook sulke mense. Ja, so dat 'n mens daai goed regmaak, saam met iemand, as jy dit nie weet hoe om dit op jou eie te doen nie. En dan op die ou end die liefde en die vergifnis wat die Vader in ons gees, in ons hart sit, te kan beleef, wat vir jou in daai vrede vat, wat alle verstand te bowe gaan. So met ander woorde, die belofte bly nog steeds staan. Die belofte het nie verander, die belofte bly nog steeds staan. As jy vandag na die Vader toe gaan en jy sê, o Here, ek moet vandag 'n confession kom maak. God weet in elk geval daarvan, maar hy soek met jou stem, dat jy met jou stem vir hom sal nader, om te sê, ek moet nou vir u vandag 'n geheim sê, wat nou nie 'n geheim is nie. Daardie kind is verkrag deur haar vader. Maar daar's ook vreeslike dinge, want daar is ook moeders wat ook sulke dinge gedoen het aan hulle kinders. Dis erg om sulke dinge te dink. Mense wil amper nie eers daaraan dink nie, maar daar buite is sulke mense. Ek het al met hulle te doen gehad. Daar is sulke mense. Dis die grootste geheim wat hulle in hulle omdra. Maar wat nou gebeur is,
as jy hierdie geheim by jou hou totdat jy eendag doodgaan en jy het daai ouers in elk geval gehaat of jy was verbitter teen hulle en jy dink maar God verstaan, die Here sal my mos nog steeds bless. Ek dink nie dit werk so nie. Nee, want in die Onse Vader sê hy, vergewe, ek sal jou vergewe soos jy Hulle vergewe. Ja. So dit is 'n opdrag, maar die sleutel van dit is, as 'n mens kan dink aan toe Jesus aan die kruis gehang het, was ons nog almal sondaars. Ja. Hy het na 'n stikkende wêreld gekyk, toe hy aan hy kruis gehang het. En hy het die woorde ook gespreek, vergewe hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Absoluut, ja. En dit is ons gesindheid, wat ons vir die Vader moet vra, dat hy dit vir ons sal gee. Ja. Want dit is ons Jesus, dit is sy liefde. Dit is die openbaring van sy liefde. Ja, wonderlik. So met ander woorde, as ek nou vir iemand vanoggend sal sê, hierdie wonderlike blessing wat opgesluit is in hierdie woord. Jy moet eintlik 'n openbaring daarvan kry van eer jou moeder en jou vader, sodat jy 'n lang lewe kan hê. 'n Lang gesonde lewe. Dis vir my altyd so interessant omdat dit die enigste ene opdrag was met 'n blessing daarbey, met 'n belofte daarbey. Baie keer dan dink ek nou, hoekom sal dit net dit wees? En dis seker omdat God het mos vooruit geweet wat in hierdie wêreld gaan gebeur en wat aangaan. En vir die wat nou nie die Bybel lees nie, en vir die wat dit nou nie geweet het nie, sê jy vandag, daar is vir jou vergifnis. Ja. Daar is die moontlikheid vir jou om vandag die troon van God te nader met vrymoedigheid. Om te sê, Here, tot vandag toe het ek my ma en pa nie geëer nie. Ek het ook nie my ouma en my oupa respek vir hulle gehad nie. Maar as ek vandag kom en ek vra dan die vergifnis, dan kry ek nog steeds daai belofte. Ja. Dis wat jy sê, Ja, nee? absoluut. Daardie belofte is nog daar. En ons is mos mense. Ja. So in ons Jesus weet dit mos. Ja. Ons Vader weet, ons bly mense. Ja. En daarom het hy altyd genade vir ons. Daar's altyd liefde vir ons. Ja. En soos jy sê, ons kan na sy troon toe gaan met absolute vrymoedigheid. Wonderlik, wonderlik. Betsy, ek wil tog hê, kyk jy in jou kamera vandag, en dan bid jy vir die wat ons weet, daar buitekant is, wat nog nie hierdie stap geneem het om reg te maak. Al sou jy ook nie na jou ouer toe gaan, om met die ouer dit te gaan bespreek, want dalk weet jou ma nie wat jou pa gedoen het nie, of dalk weet jou pa nie wat jou moeder aan jou gedoen het of so, of niemand in die huis nie. Maar, dat so sê jy dat so 'n persoon moet eintlik na iemand toe gaan, wat hy kan vertrou, om te kan sê, ek wil my hart graag oopmaak, God is my getuie, in hierdie gesprek wat ek met jou wil voer. Nou Betsy, doen jy sulke tipe van berading? Ja. Doen jy sulke beradings? So kan ons vandag vir mense sê dat sou hulle jou hulp nodig hê. Ons praat nou nie vir iemand wat by jou wil kom koffie en beskuit nie. Verstaan jy? Dis ook welkom. Dis ook welkom, maar vir iemand wat werklik wil kom en vra, Betsy, ek het na jou gesprek geluister, dit het tot my hart gespreek, ek wil my hart skoon kry, want ek wil ook daai belofte hê van die lang lewe. Ek wil daai belofte, nie net omdat ek die lang lewe wil hê nie, maar ek wil eerbaar wees, ek wil regmaak wat verkeerd was aan die tyd. Kan so 'n persoon na jou toe kom? Hulle is baie welkom om te kom. Okay. So kan ons dan jou telefoonnommer, nou nie jou telefoonnommer, ons gee jou WhatsApp nommer, hulle kan jou eers per WhatsApp kontak, en dan sal jy hulle terugkontak en sê, right, ek bel jou nou terug, op hierdie tyd, as jy my wil kom sien, kan jy my op hierdie tyd kom sien. Is dit goed baie so? welkom, is my hart om mense te sien vry raak. Ja. Uit shackles uit, om Ja. mense uit te kry, want daar is so wonderlike vryheid in Jesus. Ja, absoluut. En 'n mense, my hart is
dat almal dit moet beleef, Ja. wat ek self in my lewe beleef het, deur my journey met God. Ja. Ek moet sê, dis eintlik so wonderlik en ek is baie bly jy het hierdie tema aangeraak, want dit is soos ek sê, ek self toe ek jonk was, daar was tye wat ek my ouers absoluut nie geëer het nie. Tye wat ek net besluit, as hulle gesê het, jy mag dit nie doen nie, jy moenie dit doen nie, het ek net gedink, ag, wat weet julle? Ek weet dit veel beter, so ek het hulle gedishonor, as ek so kan sê. En ja, nou sê mense sommer baie keer, ag, dit was net stoutigheid of whatever ook al, maar eintlik nie, want jy dra dit met jou saam vir die res van jou lewe. Nou, waar ek nou volwasse is en alle ou mens is, nou uiteindelik het ek by 'n plek gekom waar ek gesê het, weet jy wat, ek wil van harte, want ek het 'n redelike kwaai pa gehad. So, as hy vir jou sommer net 'n woord of twee oor jou uitspreek, is dit 'n woord van kritiek of so. En dan sit jy binnekant in hierdie kwaad word in jou, dis ook al wat jy kan sê, is net slegte goed van my, jy dink ook net sleg van my. So jy draai die ding in jou om. So uiteindelik het ek toe besluit, nee, ek gaan met iemand praat. Maar nou is ek vry van die gesprek, nou kan ek dit voor al hierdie mense wat vir ons kyk vandag. So ek kan dit nou vir alle mense doen. En ek glo dat die wat vandag na ons kyk sal sê, nou maar okay, as jy dit dan kan eerlik uitspreek, dan kan ek dit seker ook doen. So ek wil jou aanbeveel, as dit vir jou enigstens moontlik is, maak 'n afspraak met Betsy de Hart. Haar WhatsApp nommer gaan verskyn aan die einde van hierdie program en kontak haar en maak jou afspraak en kom skoon voor die Here en maak reg. Laat God van jou eie stem hoor, want hy hou van jou stem. En die Here het jou lief. Betsy het so mooi gesê, want die Here het jou lief. En dit moet ons nie vergewe nie. Al het ons die foute gemaak, al het ons ouers nie geëer nie. God het jou nog steeds lief. En as jy nou na hom toe kom om jou hart reg te maak, is jy oombliklik vergewe daarvan. Is jy dadelik vry en die beloftes wat saamgaan met eer jou moeder en vader, sodat jy 'n lang lewe kan hê, gaan oombliklik in effek in jou lewe. Is dit nie wat jy soek nie? Betsy, bid vir hierdie mense wat vandag na ons luister. En baie dankie dat jy gekom het. Ek is so bly jy het sommer op baie kort kennisgewing het sy nou in haar motor moes spring en hier na my toe kom sodat ons met julle 'n bietjie kan gesels. En ek waardeer jou. Ek waardeer jou bediening. Ek waardeer regtig jou bediening. En mag ek ook sê dat julle die bediening het op woensdaande? Enige tyd, ja. Okay. Baie wel. So op woensdaande sommer net nie baie naby in Stellenbosch. Ek gaan nou nie die adres gee nie. Ek sal Betsy toelaat, julle kontak haar en sy sal dan vir jou in die toekoms jou naam op 'n e-pos sit of op 'n WhatsApp van hulle bediening en daar kan jy die mees interessantste mense ontmoet wat jy in jou lewe sal ontmoet in hierdie dorp. Mense wat van heinde en verre opdaag hierso uit alle oorde. Sy wag nou juis weer vir iemand uit Amerika wat kom met die mees fantastiese getuienis wat ek in my ganse lewe gehoor het. Ek weet of daar's miskien nie meer baie van julle wat weet wie's Kathryn Kuhlman. Sy was 'n vrou wat God so magtig en kragtig gebruik het en deur wie duisende mense tot bekering gekom het, maar ook genees is in die supernatural, en ook hierdie man wat nou by haar tuis gaan, en hy praat môre aand. Hy praat môre aand, en hy is ook genees. Nou praat ons nie net sommer van net 'n kankertjie is binnekant genees en jy kon dit nie sien nie. Ons praat nou van 'n man wat in mekaar getrek was, wat polio gehad het, wat heeltemal eintlik 'n wrak was, wat niemand wou hê nie, omdat hy in hierdie posisie was as kind, en hoe dat iemand barmhartig was eendag, en hom na Kathryn Kuhlman se bediening geneem het,
en hoe dat God hom supernatural uit daardie stoel laat opstaan, het volmaak genees, totaal volmaak genees, en nou reeds deur hoeveel lande, by 90 lande van die wêreld, reeds besoek het, om hierdie woord van God uit te dra. Ag, ek wens so julle kan hierdie man se getuienis kom luister. Ons gaan probeer om hom te kry, om te kom praat by Koffie met die Koning, bid julle maar saam dat hy sal instem daarvoor. Want hy is 'n baie, wat ons in Engels sal sê, 'n humble persoon. Dis 'n sagte, dierbare hart. Ek wil sommer net sy hand sit en vashou, want ek voel daardie liefde net deurstroom en deurstraal. So ek bid vir jou, dat jy in jou gedagtes sal sê, Here, miskien kan U my by daai plek uitbring, sodat ek ook my genesing kan ontvang, want daar vind genesings plaas, terwyl hy ook bedien by mense, en dit kan ook emosionele vryheid word, en genesing wat jy nodig het vandag. Betsy, asseblief, die tyd het by ons verby gehardloop, en ek bly ook nou nog weer aan mekaar kekkel, maar praat, dit was so lekker geweest om jou te luister. Ek waardeer jou baie, en mag die Here jou sommer in hierdie jaar net baie ryklik seën, en baie geleenthede skep, want ons het nou net oor ietsie gepraat en gesê, waar ons weet in ons gees, dat God ons baie gaan rondskuive, om by plekke te gaan praat. So ek wil sommer nou vir jou sê, jy wat kyk en luister, as jy wil hê dat Betsy de Hart by jou gemeente moet kom optree, kom praat, 'n woord moet kom bring, by 'n vrouegroep, by 'n mannegroep, dit maak nie saak nie. Asseblief kontak haar, sy het soveel wat sy dra in haarself, om met jou te kan deel, sodat jou lewe verander kan word. En so, sy is uitgenooi, sommer klaar deur my, daar by jou gemeente. Praat met haar. Dankie Betsy, die Here seën jou. Baie dankie, moet ek afsluit. Ek wil vandag vir jou sê, die woord sê, kom na my, en kom kry dit wat nie geld kos nie. Ja. Julle weet dat ons hardloop vinnig vir 'n special by 'n winkel, om ietsie meers te kry, maar ek wil vanoggend vir jou sê, dat die Koning, Jesus, staan reg, om vir jou 100% verniet alles te gee wat jy nodig het. So kom haal vandag jou deurbraak. Vader, ek kom vanoggend, en ek vra dat U elke persoon wat geluister het na vanoggend, dat U in elkeen se gees 'n honger sal sit, om reg te maak, om by U troon uit te kom, en om te streef om die vrede van die Here in hulle te kan ronddra. Vader, dankie dat U vanoggend mense vrygemaak het, terwyl hulle geluister het, want Here, U gees maak vry, en U woord is ons swaard, en so breek U die vyand se hou vas op mense, en ons breek dit nou net vanoggend in die naam van Jesus, en dat die wat nog twyfel, nou sal opstaan, en die woorde begin spreek, wat vanoggend hier gespreek is, in die naam van Jesus, bid ons dit. Ons sien ook vir jou, Hepsiba. Dankie vir die wonderlike geleentheid. Prys die Here, die Here seën jou. So, dan tot volgende keer, lekker koffie met die Koning. Moenie van die Koning vergeet nie, die koffie is oké, maar laat ons die Koning al sy eer gee. Betsy Chorts, die Here seën vir jou. En ek wil hê dat jy hierdie program asseblief aanstuur, ver, wyd en suid soos wat jy kan. Stuur dit rond in die land. Daar is baie mense wat na hierdie program reeds kyk, selfs in oorseese lande, en so dit sal wonderlik wees as jy dit uitstuur en ander mense se lewe ook kan help verryk. Miskien sê jy, ek kan nie uitgaan nie, ek kan nie loop nie, ek is moeg, of ek het nie vervoer om dit te kan gaan wys vir iemand, of wat ook al iemand weet nie. Dit is 'n kragtige medium wat ons hier het, en jy kan die harte van mense werklik vrymaak, en hulle lewens verryk, as jy dit uitstuur na ander. Die Here seën jou ryklik, en dan tot volgende keer, Koffie met die Koning.